Vader, dankie dat ons in U teenwoordigheid kan staan. Dankie vir die voorreg wat ons het om U te aanbid, Here. Om U naam groot te maak, om U te verheerlik. Thank you, Father, that you have sent your Son, Jesus Christ, to pay the price for us. To set us free of sin, to set us free of everlasting death. That He came to pay the price for us so that we can have everlasting life, Lord. Life in Christ. And Father, this morning as we spend time in your word, I pray, Lord, that you will reveal to us your plans, your purposes for each life that you have created, Father. Elke lewe wat U geskep het, Here. Wat op hierdie aarde beweeg, wat op hierdie aarde wandel en leef. Dankie Jesus vir die voorreg wat ons het om so mekaar te kan kom en tyd as gelowiges, as kinders van 'n lewende God te kan spandeer in U woord. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Julle, dit vat my terug na die kamp toe, toe ons daai Saterdag aand so gesit en aanbid het, met die vuur wat daar brand. Dit was vir my amazing, en om tyd in die Here se teenwoordigheid te spandeer, is altyd vir my lekker, en ek weet vir julle ook, of hoe sê ek het? Ja, ek wil net weer eens sê, Here, met die kamp het ek net besef hoe harte verbind het eerstens tot God en dan tot mekaar. Die gesprekke wat plaasgevind het met die Here en met mekaar is kosbaar. En daar's kwaliteit tyd saam spandeer. Quality time with one another. Waar ons gehoor het van Rousseau en Jakobus se getuienis oor wat dit is om voor te berei fisies en geestelik vir 'n wedloop, soos wat hulle getuig het oor die Munga wat hulle gedoen het. Wat dit is om jou geestelik en fisies te kan voorberei. Daai voorbereiding. En net so is dit met die wedloop van die lewe. En ek gaan net weer die skrifgedeelte in 2 Timoteus 4 vers 7 herhaal. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. En dit is ons lewensroeping om die geloof te behou, om die goeie stryd te stry. Want ons kan 'n stryd stry, maar dit kan nie die goeie een wees nie. Dit kan een wees met wêreldse standaarde, dit kan een wees met dit wat mense sê, of hoe mense dit sien. Maar die goeie stryd wat hiervan gepraat word, is die wedloop van ons geloof. Om dit te voleindig, tot die einde. Ons het al baie keer die stelling gehoor van, ons moet ons roeping op aarde uitleef. Het julle dit al gehoor? We must fulfill our calling in life. That what God has called us for. But I think there's so many people don't know what's their calling. Baie mense weet nie waarvoor hulle geroep is, of hoe kan hulle kyk of ondersoek na, hoe kan ek weet, dit is waarvoor die Here my geroep het. Met 'n tevredenheid in my gees, in my hart. En dis waarby ek vandag wil stilstaan. Die kern is eintlik 'n groot vraag, 'n groot kernvraag. Here, wat is U wil vir my lewe? Dit word deur baie mense gevra. En ek weet, hier is van julle wat dit al op skool gevra het.
toe jy begin het om die Here aan te neem, jy stap 'n pad met die Here, en sê, Here, wat moet ek eendag doen? Wat moet ek word? Ek onthou toe ek gebore is, of nie, ek onthou dit nie. My ouers het vir my gesê, of wie ook al, ek het dit nie onthou nie, dit kan ek vir jou garantie. Waar, toe ek gebore is, of nee, ja, toe ek gebore is, so ruk daarna, toe het hulle gevra, maar wat gaan hy eendag word? En daar was 'n klomp boere in ons familie al, daar was 'n klomp dokters al, en toe het my oupa net so gestap, na my toe, of bygestaan, en hy het so gekyk en gesê, wel, daar is nog nie 'n dominee in die familie nie, so hy gaan seker 'n dominee word. Ek het dit eers gehoor, vir die eerste keer in my lewe, omtrent 15 jaar terug. Waar hy dit gespreek het, en ek het groot geword, en ek wou net boer, maar hoe die Here jou voorberei, jou verander, vir dit waarvoor die Here jou geroep het. Want ek het groot geword, ek gaan boer, dit is wat ek wil doen met my hele lewe. Ek het 'n passie vir boerdery, dis hoekom ek het 'n passie vir die boere, ek weet die insette en die uitdagings wat julle daagliks deurgaan. Maar die Here het kom verander. En nou hoe het ek gehoor, dat dit die pad is wat ek moet loop. En ek vertrou dat die bietjie wat ek vandag bring, die saadjie wat ek gaan saai, dat hy sal nat gemaak word deur die Heilige Gees en groei sal plaasvind, daar waar die Here jou wil laat groei. This very important question, what is God's will for my life? You might have grown up and think, this is what I want to do. But as you grew up, things changed within you, and you were battling against it. Lord, but I want to do this, I want to do this. But He's got another way for you. There's a port in Italy, a harbor port, and it's very dangerous, especially at night, to guide a ship through that narrow port, because there's a lot of rocks and things. If you go wrong, then the ship will wreck. And what they've done, they've put in, the port authorities placed 3 lights, one far away, one in the middle, and another one. And the ship, as he comes in and center himself, so that those 3 lights line up as one, then he knows it's safe to go through, because he can't really see anything. Those lights guide him, but if he sees 2 lights or 3 lights, he will wreck the ship. So I trust that these 3 things I'm giving you this morning will put you in line so that you will see one light. And our light in life is Jesus Christ. He guides us, He leads us into the fullness of what He wants for us. So I trust this will help you this morning. Die eerste vraag wat ek myself afvra, is dit wat ek vra in ooreenstemming met God se woord? Is dit volgens die woord van God? Is that what I ask in accordance with God's word? That's what we need to ask. Ek glo nie een van ons sal doelbewus teen die woord van God wil gaan nie, maar dit is die vraag wat ons eerstens vra. En want as ons 'n kind van God is, dan wil ons doen dit wat hy vir ons sê. Ons wil leef volgens dit wat hy vir ons sê. Dis wat ons wil doen. Ons wil nie teen sy woord gaan nie. Ons respekteer sy woord. Ons respekteer hoe hy ons lei. Dis hoekom ons wil volgens sy woord lewe. Hoor wat Paulus sê in Kolossense 1 vers 25. Waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van God, wat aan my gegee is in julle belang, om die woord van God te vervul. Dis wat Paulus
hier vir ons sê, of which I became a minister according to the stewardship from God, which was given to me for you to fulfill the word of God. Jy is nie per toeval op hierdie aarde nie. En as ek kyk na hierdie skrifgedeelte in Kolossense, volgens die bediening van God, maar wat vir my die belangrikste is, om te vervul die woord van God. Maak nie saak wat jou beroep is nie, maak nie saak waar die Here jou geplaas het nie. Jou doel is om God se woord, God se plan vir jou lewe te vervul. Dis jou eerste doel. Jy mag dink, ek boer, my eerste doel is om te produseer. Ja, dit is deel daarvan. Jy mag 'n besigheid hê, en jy mag voel, maar dit wat jy vervaardig, dit wat jy skep, dis my eerste doel, dis die besigheid se eerste doel. Jou eerste doel is om God se plan vir jou lewe, en vir jou boerdery, en vir jou besigheid, of vir jou werk, dit wat jy doen, dit te vervul. Dis die belangrikste wat ons moet doen. Baie keer soek ons rigting. Baie keer vra ons die Here, maar wat nou? Hoe moet ek nou maak? Wat as jy bid? En jy sê, Here, maar ek wil in 'n ander land gaan woon. Maar dit gebeur nie. Of dit gebeur, en jy gaan werk in 'n ander land, en jy is besig om te fokus op dit wat jy ervaar jy moet doen, maar jou visum verval, jou permit verval, en jy sit in 'n ander land. Wat moet jy eers doen? Lord, is this still where I need to be? En ons lees in Matteus 22 vers 21, lees ons, dat ons die wette van die land moet gehoorsaam, so ons kan nie daar bly as ons visums en ons werkspermitte en als nie in plek is nie. As dit in plek is, kan ek bly, anders moet ek terugkom na my geboorteland. How can one expect God to bless and answer our prayer about staying in a country if we violate Scripture? We need to obey Scripture. That's what we need to do. If it's of the Lord to stay in that specific country, you need to get a new permit, work permit and visa. And in that you trust Him to get it, a work permit or a visa, so that you can stay there. If God wants you in a certain place, in a certain area, if He wants you in a specific workplace, nothing will be able to stop you if that is His plan for your life. Nothing will be able to stop you if that is His plan for your life. And then we need to be careful to use the words of God incorrectly. Because if I want to be at a certain place, or I trust in God for a certain work, or whatever, I can use Scripture incorrectly. Ek kan hierdie woord van God verkeerd gebruik. Daar was 'n man, 'n jong man, en hy was verlief op die meisie. En hy het vir die Here gevra, maar moet hy met haar trou? En hy hoor niks. So terloops, haar naam was Genade, Grace. Mooi nie? Grace was haar naam. Hy mannetjie van die Bybel. Oh, Grace. Grace be upon you. En hy gaan trou haar. Ons moet skrif hê. Skrif moet bevestig. Maar ons kan nie roulette speel of pinpoint nie. Dis nie ons skrif gebruik nie. Ons moet die Here vertrou. Ons moet tyd met hom spandeer.
bid en hy sal vir ons woord gee. We can't use the word to justify our own desires. Deel dit, wat die Here vir jou gee. Dit wat hy aan jou openbaar, deel dit met mense wat jy vertrou. Vra vir hulle, bid saam met my. Bid saam met my, is dit die Here se wil vir my lewe? Vra hom. Vir al julle jong mense, hier's van julle wat op skool is, hier's van julle wat naby aan die einde van julle skoolloopbaan is, hier's van julle wat op universiteit is, wat naby aan die einde is op universiteit. Begin nou al die Here vra, Lord, what is your will for my life? Here, waar wil U my vestig as ek klaar geswat het op universiteit? Waar wil U my plaas? Dan gaan ek vir julle besigheidsmanne, en ek sluit die boere in, want jy's 'n besigheidsman. As jy nie geld maak nie, dan kan jy nie boer nie. Waar moet ek bemark? Here, maar hierdie land lyk baie aanloklik. Ek sien baie mense bemark hier, maar die Here sê nee, die land. Maar Here, hier gebeur niks. As die Here vir jou sê doen, dan doen jy dit. You're not following people, you're following Christ. Oor almal dieselfde doen, is nie te sê, jy moet ook daai pad volg nie. Jy moet die Here volg, in wat hy vir jou sê. Goed, tweedens, wanneer ons soek na God se wil vir ons lewe, is dit nodig om seker te maak, dat jou gees getuig, dat dit vir jou is. Jy sal hier binne in daai klein stemmetjie ervaar, wat sê nee of ja. Wil dit in Engels ook sê, there's a witness in your spirit, that will reveal to you if it's for you or not. Ons is almal uniek. Ons is almal unieke individue wat God geskape het. Met unieke roepings, individuele roepings, maar ook corporately. Is daar 'n roeping op ons lewens. Wat God se wil is vir die een, mag dalk nie sy wil wees vir die ander een nie. So baie keer voel mense, maar ek wil ook dit doen, maar is dit waarvoor die Here jou geroep het? Want as hy jou nie geroep het daarvoor nie, gaan jy suffer. Dit gaan moeilik wees. Jy gaan aanvalle kry, soos nog nooit tevore nie. Jy gaan ongelukkig wees in dit wat jy doen. Almal uniek. As die Here vir een persoon roep en sê, verkoop al jou besittings, soos hy jong man. Follow me. Sê hy dit nie vir almal nie. Baie keer, weet julle, ek het al ervaar, hoe mense skuldig voel, oor hulle nie ook doen dit wat een persoon doen nie. Hier staan hy sê, hy het alles verkoop, hy het alles weggegee. Maar ek voel nie so nie. Dan wil hulle skuldig voel oor hulle nie so voel nie. Die Here het dit nie vir jou gesê nie. Wat sê hy vir jou? En baie keer wil mense dit afdwing op ander en sê, maar jy moet dit en dit en dit. Nee. Wat sê God vir jou? Dis wat jy moet doen. That's what you need to do. Dis nie jou roeping nie. It's not your calling to do that. Maar as jy geroep is, as dit in jou hart en gees is, en jy ervaar die vrede, dan moet jy dit doen. Want jy gaan 'n vrede hê, maar jy gaan 'n opgewondenheid ook hê. Dan moet jy dit doen. Die jare toe die Here vir my gevra het om oor see te gaan, om vir my en Sonja om in Duitsland betrokke te wees. Ek het nie net gegaan nie. Dit mag opwindend lyk, dit mag opwindend klink, maar ons het nie net gegaan nie, ek het gebid. Ons het werklik die Here se aangesig gesoek. Is dit nou U wil vir ons? Want die eerste reis of die eerste oorgang het ek alleen gegaan. Finansies, alles moes in plek val. Want baie keer wil ons sê, maar ek het nie die finansies nie. So die eerste keer wat ons gegaan het, het ons gebid, ons het die Here vertrou vir woord,
En daar was 'n opgewondenheid in ons gees. Lord, you are doing something new. Was nog nooit daar nie, maar hier gaan ek. Hy het voorsien tot die sent. En ek sê die sent, want dit was letterlik so. If God wants to use you, He will open a door, and you will be happy. Jy gaan gelukkig wees, jy gaan joy ervaar in jou gees. Wat van die tye wat die Here ons vra om iets te doen, en dis moeilik? Nee Here, dis te moeilik, dis nie vir my nie. Dis nie vir my nie, daar is nie genoeg geld nie, hoekom sal ek dit doen? If God calls us, even if it's difficult, even if we don't have the finances at that time, start taking that first step, He will provide. He will provide for you. Romeine 9 vers 1, ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie, my gewete getuig saam met my in die Heilige Gees. Daar sal 'n getuienis wees, die Heilige Gees, en jy sal hy vrede ervaar in jou gees. We need to wait on the Lord and give Him time to work in our hearts, because He's also busy preparing you for that what He's calling you to. We do not shut off the Spirit of the Lord who is calling us. You know who is calling you? God, your Creator. The one that we worshiped this morning and we said, you are holy. The one we worshipped and said, you are worthy. Is He only worthy? Is He only holy in church? No. He's always holy. He's always worthy. He always guides us in the fullness of what He has for you. Always. God, our Creator. We are living in a supernatural world, and we are told we need to test the Spirit, because we need to know it's His voice. We need to know it's the Lord that is speaking to us. There was a guy in America, I don't know if you watch the news, he murdered a few school children. He killed them, he shot them. You know what he said when they asked him, who told you to do so? He said, God told him. He was deceived. God will never tell him to go and kill children. So we need to be careful which voice we hear. It must be God's voice. 1 Corinthians 15:33. Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Evil company. What company are you spending time with? What company are you spending time with? Evil company corrupt good habits. Dan die derde een, en dit is vir my die belangrikste een. Onthou, die ander kan in plek wees. Jy kan in jou gees ervaar, yes, dit is wat die Here vir my sê. Hy het vir jou gewys uit sy woord, en hy het bevestig met vriende. Dan kom die derde ene, tyd. Is dit die regte tyd? Is it the right time? This is very, very important. Or are this the right circumstances in your life? En dit is die maklikste een om in te fouteer. Die maklikste een. Sodra 'n persoon weet dat dit Bybels korrek is vir hom of haar, en hulle ervaar in hulle gees, dan beweeg hulle. Dan kom hulle na 'n jaar, 2, 3, 4, uitgebrand, moeg, ek kan nie meer nie. Ek onthou, voordat ek het begin in die bediening, ons is seker meer as 30 jaar al in die bediening, en deeltyds het ek ook
bedien en ek het die besigheid gehad. En toe roep die Here my weer vir ons weer vir voltydse bediening. En in daai tyd, dan praat ek met die, jy ervaar het in jou gees, jy het skrif, die mense om jou, hulle het bevestig, maar daai tyd, dis die moeilike een. En een vriend van my, is baie profeties, bly in Pretoria, bel my die een dag, hy sê, jy weet, die Here het jou geroep, om weer voltyds vir hom te werk. Ek sê, ja, nou is daar so opgewondenheid, gaan dit nou kom. Hy sê, die woord wat ek vir jou het, wat ek ervaar wat die Here vir jou sê, jy moet maar nog die winkel oop en toesluit vir 1 jaar of 2. Ek het so stil geword, ek sê vir hom, goed, ek hoor, want ek wil beweeg het. Het ek nie gewag nie, sou ek probleme opgetel het vorentoe. Time. There was a minister, a preacher, and God said to him that he will use him to teach others overseas at a Bible school. And he and his wife packed up their house, went to the airport, and flew over. When they got there, there was nothing. Nothing. They were stranded. But he heard from God. He needed to go. And then while he was there, he tried to do something. Nothing happened. He phoned his congregation, can I come back? Kan ek terugkom? They said, yes, you can come back. At retirement, he was retired already. He got a call from overseas. We've got this Bible school, we need this and this, can you come? And he went over, flourished. The first time, the timing was not right. The timing is very important. We see it with the harvest around us now. It's time to harvest. It's time to bring in the harvest. If they brought it in a month ago, it's too early. If they bring it in next month, too late. Specific time for everything. Prediker 3 vers 1. Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Moenie die Here vooruit gaan nie. Don't rush it. Moenie hom nie vooruit gaan nie. Hy ken die toekoms. Weet jy, dit is wat so wonderlik is. Hy ken die toekoms. Hy weet presies wat in die toekoms gebeur. Wees oop vir geleenthede, kyk vir geleenthede, maar wees rustig in jou gees. En as daar iewers 'n nee is, stop, moet niks doen nie. Wag. Dis wat jy doen. As daar 'n nee is, dan wag jy. Bid. Kyk hoe die Here alle deure wat moet oop wees vir jou oopmaak. Maar ook die wat moet toe wees, toemaak. Want ons verstaan baie keer, die Here, maar ek wil dit en dit en dit doen, maar die deure gaan nie oop nie. Maak hier 'n deur hier heel die kant oop. Dan stap jy by daai deur in. Ons verstaan nie altyd nie. God verstaan, hy weet. And these principles are there to help us. Help us determining life-changing moves we need to make. Life-changing. Ons moet ook nie 'n Engelse woord is 'n victim, wat is die Afrikaanse woord? 'n victim word nie. 'n slagoffer word. Om vir elke ding na die Here toe te gaan en te sê, Here, moet ek nou my tande borsel? Here, moet ek nou water drink as ek dors is nie? Want jy kry mense wat dit ook doen. Dis alledag, dis higiëne, dit is voeding.
Hierdie gaan oor lewensveranderende besluite, wat ons maak, besigheidsbesluite. As jy mense aanstel op jou plaas in jou besigheid, of in jou maatskappy, bid jy? Nee, kyk na die CV's. Dus hierdie een lyk goed. You need to pray. Lord, who must I koop? Ag, 'n point, nie 'n koop nie. Who must I koop? 'n point. Ek koop 'n point. Beide. Maar wie moet ek aanstel? Nie net die een wat sy CV die beste is nie. Because God wants to use you in the life of those people, and He wants to use them in your life. And they become like family. They become like family. Waar as hulle jou kwaad maak soms? Maar dit is nog steeds familie. Alles wat vanselfsprekend is, hoef ons nie te gaan bid oor nie. Prediker 3:11, alles het hy mooi gemaak op sy tyd. He has made everything beautiful in its time. When I close my eyes and I read this scripture, everything is everything. He has made us beautiful in His time. He has created us in His time. He has given you a job in His time. He has given you a wife or a husband in His time. A specific hour, specific minute, specific season. Don't rush Him. Die bron van alles kom van Hom af. Kom net van Hom af. En dan, weet julle, een ding wat baie keer ook gebeur, jy is verlang in 'n beroep, of in 'n werk, en jy raak ontevrede. Wanneer gebeur die goed? Wanneer kom daar verandering? Wanneer kan ek net in my besigheid bietjie voorspoed sien? Elke jaar is daar uitdagings. Moet ek nie miskien maar los en iets anders te gaan kry nie? Ek werk vir hierdie persoon, maar dit is elke dag moeilik. Ek wil nie eers meer werk toe gaan nie. Moet ek nie maar net los en vir my ander werk kry nie? Wat sê die Here? Moenie 'n skuif maak of verander voor God nie sê nie. As jy ongelukkig is, gaan soek na die bron van die ongelukkigheid. Baie keer is dit as gevolg van ons het bietjie wegbeweeg van die Here af. Come back to Him. Move closer to Him. And you will have that peace. You will have that joy. Maar as jy voel, dis die regte tyd. As jy weet, dit is nou, beweeg. Beweeg. Don't wait. Ezekiel 31 verse 4. The waters made it grow. Underground waters gave it height. With their rivers running around the place where it was planted, and sent out rivulets to all the trees of the field. What a powerful, beautiful scripture. The waters made it grow. That's what water do. It brings life. Underground waters gave height. Dit het hom gelig. Ja, dis mooi. Watervore is uitgestuur. Aanbiddingspan kan vorentoe kom asseblief. Watervore is uitgestuur. So die boom is geplant. Hy's op 'n spesifieke plek geplant. En wat gebeur? Daar waar hy geplant is, word daar water gegee. Water van onder die aarde
soos wat daai wortels dit opneem, sien ons aan die buitekant die hoogte. En ons sien die groei wat plaasvind. En soos wat hy groei, ek sê altyd baie keer 'n boom, wat soos hy groei, dan bring hy skaduwee. En die skaduwee is nie vir homself nie. Dis vir ander. Dis waarvoor dit is. Grow where you are planted. Grow where you are planted. And watch the Lord at work. He's doing the work. We are all called to know God. Each one of us are called to know God. And secondly, we are called to show God. Know Him in the fullness of who He is. Know Him as your friend. Know Him as your Savior. Know Him as your dad. Because you are a child of God. That's who you are. You are a child of God. Know Him in the fullness of what He has for you. And then you show God to others. That's what a tree does. He grows as the water underground fills the roots. It grows up, become a tree for others to sit under. Jy het invloed in die mense om jou. God roep jou om daar waar hy jou geplant het te leef. And as we grow where we are planted, there where God has placed us, we will have an impact in the lives of people around us. You've got an impact with the people around you. Sometimes you don't even know it. You've got an impact in the lives of people around you. And this is how we go by following God, to know Him, to know His will for us. Sy wil vir my lewe en vir jou lewe. Kom ons staan. Kom ons maak net die oë toe. Kom ons maak net ons oë toe. Ons staan net voor die Here. Vader, we stand before you as your children. And Lord, sometimes we've made mistakes. Sometimes we didn't hear from you in what we must do. Sometimes we just made a decision without talking to you. Sometimes we made a decision without knowing that in our spirits there's peace, that this is what we need to do. Or Father, other times we moved before time. Maar Here, U hou dit nie voor ons nie. U is 'n God wat ons vry maak. U is 'n God wat vergewe. En Vader, waar ons dalk in ons lewe verkeerde besluite geneem het, Here, ek bid dat U sal vergewe in Jesus naam. Here, ek bid dat U ons sal vrymaak van enige las wat ons mag hê oor verkeerde besluite, of dit buitenstyd was, of hoe ook al. Of dalk die regte besluit in die verkeerde tyd. Bid dat U ons sal vergewe, Vader, in Jesus naam. And Lord, I pray that if there's people here this morning that trust You for change, or that trust You for something fresh, something new, that You by Your Spirit will guide them, that You will lead them, Father, that as they have conversations with other people, Father, that it will be confirmed
that there will be peace within their spirit. And Lord, I pray that if it's the right time, that it will be so. That they won't rush ahead of time, but that they will wait. Father, so many times you want to build things into us, into our characters. So many times you want to give us more wisdom in certain areas in our lives. But as we move before time, you can't do that, Father. So I pray, Lord, that you will show them in Jesus' name. En Here, daar waar ons werksaam is, daar waar U ons geplant het op hierdie huidige oomblik, Here, dat ons sal veel vrug dra daar, sodat ons 'n verskil sal maak in die lewens van mense wat om ons geplaas het. En Here, nie tot voordeel van onsself nie, maar as gevolg van wie U is, Here. Om U te verheerlik, om U naam groot te maak. And Father, I pray that as people come to the place where you have planted them, that there will be peace upon them, that there will be peace in their hearts, Lord, and that they will flourish in the name of Jesus, and that joy will be their portion. In Jesus' mighty name I pray. Amen.